Goeiemôre, dit is donderdagoggend 14 Mei 2026 en ek groet julle oude gewoonte hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Dis vandag Hemelvaartdag en ons gee erkenning daar aan hier by SBB. So ons kantore is vandag gesluit. En ek wil julle herinner aan vanaand se bosberaad. Dit sal voortgaan, gewone tyd, 7 uur vanaand. En ons gaan gesels oor 'n verskeie van aangeleenthede wat tans plaasvind in die wêreld en plaaslik. Ek wil ook 'n verskoning aanbied vir die springkaan video's van gisteroggend. Dit is blykbaar oud. Dit was aan my gestuur net so 2 dae gelede. Ek het dit gebruik in goeie trou, gedink dit is onlangs geneem en nie 2 jaar gelede nie. So ek is jammer daaroor. Ek moes eers dit gaan bevestig het wat ek nie gedoen het nie. So ek vra om verskoning dat ek dit gewys het. Maar tog glo ek dat ons ook vir jaar weer meer springkaanprobleme sal hê as gevolg van die hoë reënval. BlackRock. Waaraan dink jy as jy die naam BlackRock hoor? Ja, hier is 'n ou klein dorpie, myndorpie in die Noord-Kaap, ook bekend as BlackRock. Maar ek praat nie van daardie ene nie. Ek praat van BlackRock, die organisasie wat wêreldwyd groei teen 'n ongelooflike tempo onder die leiding van ene Larry Fink. Larry Fink het onlangs vir Klaus Schwab opgevolg by die Wêreldekonomiese Forum. Ons weet waarna streef hulle en dit is om die wêreld totaal en al te verslaaf na hulle denke. Larry Fink is dus deel van hierdie onverkose wêreldleiers wat ten doel het om die wêreld met finansies te beheer. BlackRock het dan ook oor die afgelope meer as 30 jaar geweldig gegroei en sy invloedryke tentakels in elke denkbare besigheid ingekry om dan as deel van hulle strewe soveel as moontlik invloed oor die wêreld te bekom. Ek speel vir julle die volgende klip. People have never heard of, and this company quite literally owns the world. Most US banks are controlled by BlackRock. BlackRock owns all the major pharmaceutical companies. BlackRock owns most of the mainstream media, and BlackRock oversees roughly 10% of all stocks traded worldwide. And this company is now taking over governments. All of this has allowed BlackRock to amass $10 trillion in assets. Yes, trillion. BlackRock is worth half of America's total GDP. It's so crazy that the US and Chinese government now rely on BlackRock to escape recessions, with BlackRock's founder and CEO now sitting on the boards of the influential Council on Foreign Relations and the World Economic Forum. In the words of Henry Kissinger, whoever controls the money controls the world, and no other company in history has had this much global influence. And what's even crazier is that BlackRock did this in just 34 years. But you want to know the best part? You've probably never heard of them for a reason which will become clearer later on, because after you watch this video, you will soon understand the real-world consequences of BlackRock's vast control. Full-scale invasion, the likes of which we haven't seen since World War II, of Russia into Ukraine. And those high gas prices mean the cost of everything that needs to be transported is on the rise. So then how could BlackRock gain so much influence over the world? How could BlackRock go from being just a boring investment firm to the most powerful company that has ever existed? Well, to start, we have to delve into the past of how Larry Fink made BlackRock. Daar is hy so 'n klein bekendstelling aan die BlackRock maatskappy en dis nie naaste by al die plekke waar BlackRock ten volle beheer geneem het nie. Ons weet dan ook dat die meeste regte vir die heropbou van Oekraïne is ook alreeds toegeken aan BlackRock sodat hulle na die oorlog kan herbou. BlackRock beheer die meeste van die wapenindustrie en BlackRock is ook
in Suid-Afrika. Nou, dit is baie interessant dat hulle in Suid-Afrika tans is, en luister mooi wat ek sê, vir die BlackRock Infrastructure Investment Conference. The BlackRock Infrastructure Investment Conference. Infrastruktuur, investering, konferensie. Die BlackRock Infrastruktuur Investering Konferensie. Daar is nou net in hierdie videoklip gesê dat Suid-Afrika of dat BlackRock ook lande oorneem, finansiële beheer oor alle lande oorneem, en dan sien ons dan ook hier oor Suid-Afrika, if ever you weren't sure if South Africa was a vassal state of the globalist agenda, here is our president simping for money from BlackRock. BlackRock are the funding arm for globalists with over 13 trillion of other people's money to use for nefarious purposes under the guise of fund management. BlackRock owns Eskom debt. They later increases the tariffs. They own almost everything in America. Cyril Ramaphosa is now putting their claws deep in our economy. Ons weet dat die Suid-Afrikaanse regering nie meer sommer net geld op enige plek in die hande te kry nie, maar dat hulle nog steeds by die Wêreldekonomiese Forum geld in die hande kan kry. En dink jou, as BlackRock kom en hy begin die paaie in Suid-Afrika herstel, hy begin kritiese infrastruktuur herstel, veral nou groot beleggings, fondse beskikbaar gestel vir die heropbou na die vloede en die skades wat gelei is, dat indien die regering hulle nie kan terugbetaal nie, neem hulle eenvoudig van die bronne oor. En dan wonder 'n mens of dit nie die rigting is waarin hulle gaan beweeg om hierdie lamlendige regering te vervang nie. Te vervang met 'n regering van hulle keuse, wat na hulle pype dans en wat na hulle belange gaan omsien. Ek wys dan ook vir julle hierdie videoklip waar Pinocchio aankom by hierdie sentrum waar hulle nou hierdie BlackRock Infrastructure Investment Conference hou, en dit is vir 'n ete die conferentie. How are you? Good to see you again. Good to see you again. Thank you for having us in Cape Town. Mr. President, nice to see you again. Nice to see you Thank again, you for indeed. having us here. Nice to meet you. Who may this be? This is a good man. So we're good friends. Good man. This museum. Is this near this? So another hotel called Cider? No. Yes, absolutely. It is. So this was the granary. Yeah. So where people used to store food, you now have conferences. You have conferences. En dis eintlik genoeg van daardie videoetjie om te kyk. Ons moet besef dat ons land, boonbehalwe die interne probleme wat ons in die gesig staar ten opsigte van die ekonomiese verval, infrastruktuur verval, die onregverdige verdeling van geld en dan mag wat in net sekere hande gesentreer is, word die land stelselmatig deur 'n onkundige gefaalde president uitverkoop aan hierdie globalistiese organisasies. En jy en ek het absoluut geen sê nie. En hierdie ouens weet, hulle is gedek, gecover
want hulle weet dat die wat die werklikheid sien, die waarheid sien wat besig is om te gebeur, is in die minderheid en kan dus niks doen aan hierdie situasie nie. Dit gaan vorentoe nie in ons guns stel nie. Dit gaan vorentoe inteendeel die lewe vir ons baie moeiliker maak. En as ek vandag sê dat die tyd loop uit, dat ons onsself moet voorberei om onsself te kan beskerm, om na ons mense om te sien, dan is dit inderdaad die geval dat daardie tyd baie naby is en dat alhoewel daar oorname plaasvind in 'n sekere sin, gaan die massas nie noodwendig hierdie tipe van oorgawe deur die regering aan 'n internasionale globalistiese entiteit net eenvoudig goedsmoeds aanvaar nie. En dit alles spel vir ons groot probleme. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en onthou om vanaand 7:00 in te skakel by ons Bosberaad program. Mooi loop, lekker dag.